Salve in die wonderlijke naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Salve in die wonderlijke naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Salve in die wonderlijke naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Salve in die wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Salve in die wonderlijke naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Salve jou in die wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Goeie vriende, baie welkom by vandag se erediens. Ek glo en vertrou dat Vader vir ons almal 'n spesiale woord vandag het. Terwyl ons so sit, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onsse God, Vader, U wat was, wat is en wat weer kom. Dankie dat U altyd dieselfde bly. Dankie dat U vir ons 'n God is. Dankie dat ons na U toe kan kom met enige probleem, hartseer. Vader, dankie dat U altyd daar is vir ons. Here, ek wil U vra, seën die woord. Vader, laat dit ons elkeen se harte sal wortel skiet en vrug dra. En laat ons hier uitstap anders as wat ons hier ingestap het. Here, laat ons die wêreld en sy dinge nou eers daar buite los. En dat ons hier sal luister wat U spreek. Ek loof en prys en ek dank U in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Ek wil net eers gou weer sê, so baie jammer om te hoor van die afsterf van jou pa. Julle is in ons gebede, julle en julle gesin, familie. En as daar enigstens iets is wat ons vir julle kan doen, moenie huiwer nie, moenie skreeu nie. Ons is net 'n oproep weg. Asseblief hoor. Okay. Vriende, ek lees vir ons Matteus 16, soos wat julle weet, ek is besig met 'n reis van wie Jesus vir jou is. En weet julle, ek dink nie daai is actually iets wat 'n mens net in 2 of 3 preke kan preek nie, want ek dink elke dag manifesteer Jesus anderste vir ons. Elke dag is hy iets anders vir ons. Soos julle nou sal, as julle nou vertroosting nodig het, is hy jou trooster. As jy hulp nodig het, hy is jou helper. As jy voorsiening nodig het, hy is jou voorsiener. En hy is alles, al daai positiewe goed is hy. Weet jy, daar is nie negativiteit in Jesus nie. Glad nie. As ons vat, kyk, toe hy al die aarde kom loop het en dit, was daar enigstens iets negatiefs wat iemand kan uitwys van Jesus?
hoe hy met mense gepraat het, mense behandel het. Ek meen, ewen die Fariseërs en die Sadduseërs, wat hom die hele tyd so aangeval het, met strik vrae probeer vasvang het, hy het actually so geduldig, soos 'n gentleman, maar weet jy, soos 'n koning geantwoord. Hy het hulle soms die hele tyd net geantwoord 'n vraag op 'n vraag, en dan is hulle vas. So, sien julle vriende, daar is nie negativiteit in die Here nie, daar's lewe, regtige lewe. Dit is daai vyand, wat so hou daarvan hou om 'n inbraak te maak, op wat Jesus al reeds vir ons gesê het en vir ons gedoen het. Wat in sy woord staan, hy is die weg, die waarheid, hy is liefde. Dit is wie Jesus is. Maar wat sê die vyand vir jou? O nee, dit kan nie so wees nie. O nee, jy is nie goed genoeg nie. O nee, genade my, jy is nie slim genoeg nie. Dit is ons die leuns van die vyand. Want toe Vader ons gemaak het, toe hy ons geskep het hy nie gesê dis volmaak nie. So hoe kan hy teen Vader se woord gaan? Hoe kan ons teen Vader se woord dink? As Vader gesê het ons volmaak, is ons volmaak. So ons is ons volmaak. Ons is geskape na God se beeld. Wel, wat meer wil jy hê? En ons, mens, moet daai willetjie van ons, moet aan een kant toe skuif. En laat God wil. God se woord, C4. Net sy woord, en nie die vyand nie. Ek lees van Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Vriende, dit staan in die Bybel, hy is die seun, onthou, lewende God. Ons God lewe, en weet julle, ons God is by ons. Nou, God is so ver soos wat jy hom wil hê. As jy God nader trek, God kom met die grootste liefde nader. Maar as jy God verder wegstoot, soos ek weer eens sê, God is 'n gentleman, hy sal hom nie afforceer op jou nie. Hy sal daar staan en wag, waar jy hom gelos het, daar wag hy vir jou. Is dit nie 'n gentleman nie? Soos weer eens, ons op hom vir die vyand te luister. Weet julle vriende, Jesus, wie is Jesus vir jou, vir julle elkeen? Ek glo vandag, in hierdie week wat voor lê sal, vir julle gaan hy die grootste trooster, die grootste bemoediger wees. Ek is seker daarvan, hy sal julle deurlei. Hy sê ons in sy woord, moenie vrees nie, ek is altyd by julle, altyd. Sien vriende, Filippense 2 vers 10 en 11 sê ook, sodat in die naam van die Here Jesus elke knie sou buig en elke tong sou bely, Jesus Christus is Here. Die Bybel herhaal hom so baie met daardie deel van dat Jesus is die Here. Dit is ons wat dit nie wil glo nie. En dan ons, soos ek altyd sê, God se liefdesbrief kan ons nie jok nie. Hierdie is 'n boek van die waarheid. En as ons nie die boek van die waarheid gaan lees nie, dan verloor ons so baie van God se liefde vir ons. En in die Bybel staan 365 keer, moenie bang wees nie. Een vir elke dag van die jaar. Moenie bang wees nie. Jou Skepper, hy het alles gemaak het. Sê dit vir jou, moenie bang wees nie. So hoekom sal 'n ou met vrees voor rondloop? God, dan met ander woorde, jy luister mos nou weer nie vir God nie. Die vyand sê mos, nee, jy kan nie. Hy is dan skuilie, ja. Maar die woord van God sê mos, ek moet nie bang wees nie. Net soos wat hy sê, Jesus is God se seun. Soos ek sê, vir baie van ons, is Jesus 'n ander prentjie. Dit hang van die omstandighede. Dit hang waar jy is. En ek glo nie dit is sommer net so dat Jesus so baie name het nie. As jy regtig die skrif gaan lees, ek praat nie van sy regte naam Yeshua Messia nie, maar wat hulle hom toegeken het, hom toegeëien het. Hy is die middelaar. Jesus is die middelaar tussen ons en God. Hy het gekom om vir ons die pad oop te maak na die Here toe. Hy sê mos, hy is die eerste enigste weg tussen ons en die Here. Daar is nie ander way nie, na die Here toe nie. Dis net deur hom.
En weer eens ook, hy is ons hoop. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, 'n opdrag van God, ons verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop. Dit staan in 1 Timoteus 1 vers 1. Hy is ons hoop. Ons kan op hom hoop. En weet julle, Jesus kan ons nie drop nie. Weet jy hoekom kan Jesus ons nie drop nie? Want Jesus is volmaak. Jesus is nie 'n sondaar nie, hy is nie 'n leenaar nie. Hy het nie gekom om om kerk nie. Hy het die waarheid kom praat. Hy het vir ons die waarheid kom wys. Hy is die vrede. Hy is immers ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelaar van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Dit staan in Efesiërs 2 vers 14. En die mooiste mooi is, Openbaring 3 vers 21. Hy is die oorwinnaar. En weet julle, in hom het ons ook reeds die oorwinning. Daar staan, wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit. Net soos wat ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon sit. Vriende, weet julle wat is so kosbaar van die woord? Oral waar jy lees is, hy sal by jou wees, net soos hier ook wat ons gelees het. Hy sal saam met my op die troon sit. Ek sal hom help. Nie, hoor ek doen dit eers, dan gaan ek jou miskien help nie. O nee, jy moet eers dit doen, dan gaan ek jou miskien daai nie. Nee, daar staan, hy sal, hy gaan, hy kan, hy mag, hy wil. Dit is alles werkwoorde wat regtig sin maak. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Ons lees in Kolossense 1 vers 18, sodat hy in alles die eerste plek kan inneem. Vriende, dit is ook so belangrik. Wie is Jesus vir jou? Kyk, Jesus is my nommer 1. Hy is die koning van my lewe. Hy regeer my. Hy lei my. Kyk, ek kan net vir myself praat. Ek dink ons elkeen kan vir onsself praat. Wie Jesus vir jou is. Elkeen skets sy eie prentjie van wie Jesus vir jou is. Ek kan julle net die waarheid vertel van wie hy vir my is. En wat die woord sê wie hy is. So ek kan net uit die waarheid praat. Hy is my koning. Hy is my nommer 1. Hy het die eerste plek ingeneem. Ek luister vir hom. Ek luister nie vir die wêreld nie. Ek luister vir hom. As die wêreld vir my sê ek kan nie, maar hy sê ek kan, gaan ek mos vir hom luister. Hy het dan die wêreld gemaak. So wie is die wêreld vir my sê ek kan nie? Hy het mos gepraat. Hy het gesê hy sal my vertroos. So hy sal my mos vertroos. Hy het gesê hy sal my beskerm. So hy sal my mos beskerm. Hy het gesê hy gaan my saam op sy troon laat sit. So ek gaan my saam op sy troon sit. Why not believe it? So hy is my nommer 1. Jy moet dit self doen. Jy moet homself jou nommer 1 maak. Hy gaan jou nie forceer nie. Soos ek weer eens sê, hy gaan jou nie forceer nie. Vriende, jy sien, as koning is hy nie net belangrik nie. Hy is die belangrikste. Dan alles in my lewe moet rondom hom draai. Alles. As jy winkel toe gaan, as jy sportbeëning toekoms toe gaan, as jy werk toe gaan, wherever you go, take him along. Jesus hou van rondry, hoor. Hy sal enige plek saam toe gaan, behalwe na die plek van die bose. Hy sal vir jou buite by die deur staan en wag. Hy sal nie daar aangaan. Maar hy hou van rondry. So vat hom gerus saam. Hy sal nie eers kla nie. En weet julle wat nie? Geef vir hom die stuurwiel dat hy bestuur. Dan kan jy lekker agteroor sit. En ek beloof jou, jy gaan veilig aankom. Jy ken mos daai liedjie, Jesus take the wheel. Laat hy bestuur. Lekker man, sit agter, gerus. Jy hoef nie te worry oor die taksies wat voor jou inry nie, niks. Laat hy bestuur. Hy like dit. Ek glo my, hy is 'n dedicated driver en weet jy wat nie, ek dink hy het daai bestuurskole en dan gaan die mense mos vir hierdie advanced driving lesse. Hy het dit geëis. Hy het dit voorgestel. So, laat hy bestuur. Hoe bang moet jy? En as die vyand voor die pad en spring, glo vir my, hy gaan nie vir breekie. Ja. Sien vriende, sy wil is heilig, goed en vol liefde. Jesus is liefde. Weet julle, as ons lees Romeine 12 vers 2, God se wil is goed en aanvaarbaar en volmaak. Sien julle vriende, God se wil is nie 'n wil van seer, 'n wil van sukkel, 'n wil van bekommernis, 'n wil van vrees nie. Dis nie God se wil nie. Jesus het ons gekom dat ons die lewe in oorvloed moet hê. So hoe gaan ons die lewe in oorvloed hê as ons die hele tyd vrees? As ons heeltyd bekommer? Dan is dit ons nie lewe nie. Maar Jesus het dan gekom om vir ons die lewe in oorvloed te gee. Why not just take it? En weet julle, dit is vir ons almal daar vir die tydjie. Almal. Ons moet net sê, yes, Jesus take the wheel. Hier is ek. Laat ek gaan.
Jy sien, vriende, dit is nie net oor sê Jesus is Here nie. Dit is om te volg. Dit is om vir die wêreld ook te gaan wys dat Jesus is die koning van jou lewe. Weet julle, gewoonlik as jy sê jy's 'n Christen, outomaties gaan daar 'n tekenbord op jou rug. Outomaties. En glo vir my, die vyand weet hoe om hy teken te tref hoor. Hy mis nie. Hy mis nie. En net so ook die wêreld. Hulle gaan jou dop met valko. Kyk waar jy verkeerd trap. Kyk waar jy iets verkeerd doen. Kyk waar jy daar misluk. Dit is wat die wêreld doen, maar dit is ook natuurlik die vyand wat hulle aanhits om dit te doen. En dan laat ons begin moed verloor. Want dit moet nie so wees nie. Ons is ook mens, ons moet dit nooit vergeet nie. Ons is ook net mens. Ons is nog op hierdie aarde in ons sondige natuur. Maar weet jy, as jy Jesus aangeneem het as jou verlosser, is daar soveel strikke wat jy misdra, want hy lei jou. Hy lei jou deur sy Heilige Gees. Lukas 9 vers 23 sê vir ons: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem elke dag. En vriende, soms is dit nie gemaklik nie. Soms is hy kruis swaar om te dra. Veral, ek dink ons almal het al daai beproewings gekry by die werksplekke. Ja, en dan moet jy daai oggend opstaan en sê, hier kom dit vandag weer. Sien, dis die kruis wat jy moet optel. Maar weet jy dra daai kruis met geloof, jy dra hom met wilskrag en jy dra hom saam met Jesus. Weet jy, Jesus moes sy kruis alleen dra, behalwe vir hy stukkie wat daar anders Simon hom kom help het. Né? Ja. Toe hy hom kom help dra. En verder het Jesus sy kruis hom alleen gedra. Weet julle, ons het nie nodig om 1 sekonde van 1 dag alleen te dra nie. Heilige Gees dra hom saam met ons. Sien jy net al die helpers wat daar is? Actually, het ons nie 'n verskoning nie. Ons het nie 'n verskoning nie. Onthou vriende, wat is so belangrik? Julle weet die waarheid, julle ken die waarheid, julle hoor die waarheid. As julle terug op die waarheid gaan draai, Jesus gaan nie agter jou aanhardloop nie. Dan is jy verlore. Jy gaan hel toe. As jy nie Jesus aangeneem het as jou verlosser nie, jou saligmaker nie, jou sondes gaan bely het nie, is daar een van 2 plekke waar jy gaan. Maar as jy dit nie gedoen het nie, is daar net 1 plek waar jy gaan. Jy gaan hel toe. Dit staan in die woord, jy gaan hel toe. So ons moet kragtig wees om ons kruise te dra, dat sy vrug in ons harte wortel skiet en vrug dra. Daai vrug van die Gees wat ons lees in Galasiërs 5, né? Vriende, en weet julle, 'n ding wat vas staan, wat so is en nie sal verander nie. Sy koninkryk is vir ewig. Ek meen, hoeveel ministers, konings was hier nie al in hierdie wêreld gewees nie. Ek meen, as ons net kyk in die Ou Testament en Jerusalem se konings, hoeveel van hulle het uitgesterf en hulle is dood. Hulle is nie meer daar nie, hulle is dood. Jesus het gekom 2000 jaar terug, hy het gesterf, hy het opgestaan. Hy lewe nog steeds. Hy is die enigste koning. Hy is die koning wat vir ewig gaan heers. Ons lees in Openbaring 19 vers 16. Op sy kleed en sy heup staan daar 'n naam geskryf: Koning van die konings. Een van daai konings is hy, hulle koning. Ons Here Jesus Christus, en weet jy wat nie? Jesus loop nie met daai etiket rond van ek is die koning nie. Maak soos ek sê nie. Nee. Jesus is jou beste vriend. Hy steek sy hand uit as jy val. Kom, ek help jou op. Kom, ek dra jou verder. Kom man, moenie moed opgee nie. Vertrou net op my, leun op my. Ek het die krag. Ek het dit. Leun op hom. Soos ek gesê het, ander leiers het gekom en gegaan. Maar ons Here Jesus staan nog steeds. Hy is nog steeds vandag dieselfde. Dis die woorde, sy woorde is wet vir ons lewens. Wat Jesus sê weeg swaar as kultuur, opinies of selfs my eie begeertes. Om onder sy heerskappy te leef, beteken ek volg sy waarheid bo alles. En weet julle wat vriende, hoeveel lekker is dit nie om net in sy waarheid te leef nie, en sy waarheid te glo. Ek meen, hy is 'n saligmaker, hy is 'n vredevors. Dis net vir ons, ja, kan dit nie erg genoeg beklem, is vir ons om dit te vat, om ons eie te maak. Jesus beloof dit, ek glo dit, punt, stop, einde van die storie. Daar is nie 'n sinnetjie wat jy kan byvoeg nie, daar is 'n woordjie wat jy kan uithaal. It is what it is, klaar. So as jy met my wil kom stry oor ander goeders, kan. Maar as die God se woord so sê, dit is waar ek op staan, en ek gaan nie heen of weer links of regs afwyk af vanaf nie.
Ons staan op sy woord, want dit is wat hy verlang van ons elkeen. Jesus is ons rots, mense. Ons rots. Ons het ons eie rots. Verbeel julle dit, op wie jy kan bou. Jy het nie eens nodig om my rots te koop nie. Hy's daar vir ons elkeen. Dit staan in 1 Korintiërs 10 vers 4. En almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het. En die rots was Christus. Ons Christus, die rots, hy staan vas. Dit is hoekom niemand hom kan skuif nie. Hy staan vas in die waarheid, hy staan vas in die vrede en die vreugde, hy staan vas daarin. Sien julle vriende, vrede, vreugde, alles wat mooi is, alles wat lewe gee, alles wat positief is. Dit is ons Here Jesus Christus. Dis hy. Sien vriende, ons moet vir Jesus toelaat om ons tyd, ons geld, ons emosies, ons alles te bestuur. Alles. Weet julle, as jy by die punt kom, maar ek hoop en bid regtig dat een van ons op my punt ooit weer kom nie. Want gewoonlik is dat jou laaste uitweg. O, Jesus help, want jy weet nou nie meer wat jy kan doen. Hoekom het jy nie in die begin al gaan sê, Here Jesus, hier staan iets voor my, help U my, want ek weet nie om te vat nie. In plaas van reeds deur gegaan het, en daar loop jy jou business in iets vas, nou soek jy hulp. Vra hom eerste, hy weet wat daar staan en wag, hy weet. So vra hom eerste, hy gaan jou nie teleurstel nie. Hy gaan nie. So vriende, ek dink ons moet ons almal innerlik bestudeer, regtig eie hand in eie boesem steek. En regtig sê, is daar nog areas in ons lewens waar ons nog nie, ons koning, ons rots, ons verlosser toegang gegee het nie? Is daar nog ergens iets wat ons net op ons eie wil aanploeter mee? Is daar nog iets wat ons probeer van hom op wegsteek? Julle weet vriende, in die woord staan, ons moet vir God in waarheid en geloof aanbid. As jy God aanbid, dit help jy steek vir hom iets weg nie. Hy is nie 'n mens nie, hy sien deur dit. Hy weet presies wat in elkeen van ons harte aangaan. Hy weet wat jou pla, hy weet waar jy aangejaag het. Hy weet waar jy skaam voel. Bely dit, sê dit vir hom. Jy moet hom in waarheid aanbid. Jy help nie jy aanbid om jou iets terug nie. Hy sien dit in any case. En weet jy, hy staan nie met 'n lat daar as jy dit gaan herken, dan kry jy vir jou nie. Nee, hy staan met liefdevolle arms daar. Bely dit, laat ons aanbeweeg. Laat ons oor die saak kom. Dan kom ons handel dit af. God sê, kom ons handel dit af. Ek wil met jou verhouding hê. Kom ons handel dit af. Dit is God, mense, dit is God. Jy sien, Jesus het gekom om 'n verlossing vir ons sondes te bring. 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Vriende, as dit nie liefde is nie, weet ek nie wat is liefde. Hoe kan ons so liefdevolle hand afwys? Hoe kan ons koppe stamp teen die leuns van die vyand, in plaas van om hierdie pragtige woorde van ons Vader te glo? Hy is ons vredevors. Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. En dit is vir ons almal beskore. Vriende, weet julle, ons Here Jesus Christus, hy het sy koninkryk woning verlaat, om na hierdie sondige aarde toe te kom, sodat ons 'n ewige woning eendag kan beerwe. Vriende, ons Here Jesus het ons sondes kom dra, sodat ons sondeloos voor Vader kan staan. Vriende, ons Here Jesus Christus het sy lewe gegee, sodat ons vir ewig kan lewe. So my vraag is vir julle, wie is Jesus vir jou? Met dit gesê, vriende, soos wat Jesus gesê het, die aand voor wat hy sy lewe vir ons
aan daardie kruis opgeoffer het, gaan ons nou oorgaan na die nagmaal toe. Met daardie gedagte in ons koppe, wie is Jesus vir jou? Wie wil jy hê moet Jesus vandag vir jou wees? Wie wil jy hê moet hy môre vir jou wees? Kyk, ek het vir julle hoeveel aanhalings gehaal uit die woord uit wie Jesus is. Vredevors, wonderlike raadsman, jou beste vriend, jou verlosser. Wie wil jy hê moet Jesus vir jou vandag wees? Ek lees vir ons voor Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle Vader die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, soos my vrou uitdeel, gaan ek net vra dat ons net wag, dat ons almal saam die nagmaal geniet, terwyl ek die formulier vir ons deurgaan. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaroor en glo dat dit sy liggaam is tot 'n volkomme versoening vir ons sondes. Maar vriende, voordat ons die volle seën van die nagmaal kan ontvang, is daar ook 'n waarskuwing wat ek aan julle moet deel. Weet jy vriende, dit is nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening van ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my nagedagtenis. Want so dikwels soos wat julle die brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vriende, neem die brood en die beker en neem nou saam met my en ons almal saam hier deel aan God se volmaakte offer, totdat ons Here Jesus weer kom om ons te kom. Kom ons eet saam. Net soos hy op die wyn gedrink het. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons nou kon gehad het, om bietjie meer van u seën te hoor, te leer en te verstaan. Here, dankie dat